Goeiemôre, good morning. Daar kom die lied in die hart. Verstaan jy, jy steek my nou Jy aan, sien. Pieter Koen. Goeiemôre, welkom by Dinsdag. Baie dankie man, en jy lyk net so verruklik vandag. Dankie. Jy klink ook verruklik en jy moet nou ophou lui wegsteek met die singery. Jy het 'n lekker vars nou daar aan jou man. Dankie Pieter. So lekker, daar's niks beter as om jou oggend saam met ons te begin nie, hè? En ek hoop jy gaan gereed staan met 'n heerlike koppie koffie. Want kyk, Ros gaan vir ons vandag vertel waarna ons kan uitsien. Gister was ons agter die skoolbanke as het ware. Wat dink jy doen ons vandag? Ek weet nie, ek dink deur die loop van die program sal ons hom maar nou voel. uitvind. Ons sal hom nou voel. Ons leer meer oor regulasies rondom plastiekprodukte wat verskerp. Arnold gesels met Reino von Willig wat 32 myl oor 4 dae by die Midmarmyl voltooi het. Ongelooflik. Tutela kom vertel meer oor 'n fondsinsameling ten bate van leierskap vir jong mense. Rian van Heerden kom kuier by ons in die ateljee en ons vind meer uit oor 'n driekampwedloop wat die naweek plaasvind en Anton Meiburg kom deel nuwe musiek. Maar eers, Pieter, weet jy hoe hoog die grootste skyscraper in die wêreld is? Baie. As dit staat Burj Khalifa gebou, Ek dink dit is hy, ja. Maar ek het nou 'n storie van 'n ander tipe aard in Ja, ja, terme ja. van skyscrapers. Wat is dit? 'n wolkekrabber. 'n wolke, kyk net Kyk hoe vir mooi. ons, sonder Elsa. Sonder Elsa kan Elsa, ons jy gaan trots wees op sulke ons. mooi woorde sê in Afrikaans so vroeg in die oggend. So today we're not looking at the tallest skyscraper, Yeah. but we are looking at the quirkiest pieces of architectural history. So the story behind what's known as the world's smallest skyscraper. In Wichita Falls, Texas, there stands the Newby McMahon building. It's a tiny 4-story structure just 40 feet tall that has gained fame not for its height, but for how it came to be. What happened was, back in the year 1919, during a booming oil rush, a promoter named J.D. McMahon convinced eager investors to fund what they believe would be an imposing skyscraper in the heart of town. But when construction was complete, what rose from the ground was far from a towering high-rise. It was a modest little brick building. The twist? The blueprints McMahon presented listed the building height in inches rather than feet, meaning investors thought that they were backing a lofty 480-foot tower when the plans actually specified 480 inches, which is 40 feet. By the time anyone noticed, McMahon had long left town with the money, and the courts ruled that the plans were technically accurate. The tiny skyscraper even lacked an elevator at first, and people had to climb a ladder to reach the upper floors. Despite its embarrassing beginnings and years of neglect, the building has endured, and it's now being preserved as a historic landmark and a beloved tourist attraction. En wanneer jy daar instap, dan sê hulle, please read the fine print. Presies, on the blueprint. Ja, want ek dink dit is presies waar hierdie fine print ding vandaan gekom het. Wel, ek dink hy was verskriklik skerp op sy dag gewees en dit wys jy net hoe mense daai tyd al net aangeneem het. Ag nee man, ons trust hierdie ou en dis waar sy Precies. persoonlikheid nou weer alles verkoop het. Ons gaan nie fyn wees. Maar dit is soos wat ons gister oor gepraat het oor die Ponzi skema en hoe hierdie like the cult of personality, if someone's got a great personality and they're a great Ja. salesman, they can sell you anything, including a 480-inch building. En soveel jare later word daar nog steeds gegis en gelag oor hierdie vangskoot wat hy gehad Ja, het. Hy het maar ek is menslikheid gevang. eintlik baie bly dat hulle dit gehou het and that they're now preserving it. I mean, what a great story. Baie I mean, the lekker building storie. didn't turn out as they had expected it would, but it's a lovely story, and the fact that it's being preserved for over 100 years is actually really quite special. En sou daar nou een of ander geleentheid kom om regtig nou 'n verskriklike hoë skyscraper daar te gaan bou, 'n wolkekrabber, dan hoop ek die nuwe argitekte en ontwikkelaars behou hierdie klein gebouetjie Ja. as deel van hierdie groot ding. Dis baie oulik. Wichita Falls. Was jy in Wichita Falls? Nee, was Toe jy in glad, dit Texas is was? baie ver van Texas af. Baie. Kyk vir die Amerikaanse I explorer. think it's very much higher up or lower down. Ek gaan nie nou maar adrekskunde so doen nie. Luister net, wat is die vreemdste ding wat nou al by jou weggeraak het of gesteel is of so? Pieter, jy gaan hierdie nie glo nie. So this is not the story is not very funny, but how it turned out is quite humorous. So in October 2022, we had an armed robbery at our house, and they took
everything. But the way that and I had quite a big sneaker collection, and the way that my sneakers are packed is 1 foot, 1 foot, left foot, right Oh, foot, really? left foot, right foot. So obviously in their haste, they just took left all the foot. stuff that was in the front. So I have like a few left feet of certain pairs of like limited edition sneakers that I do not have the right foot for anymore. En daai ou wat dit gesteel het, loop seker met 2 piesangskoene rond. Twee regtervoete. Verstaan jy? Ah, Verstaan jy? But I guess that was the kind of humorous thing about being a victim of crime, is that they were so fast, they needed to get in and get out, that they just took random shoes out of my cupboard. En in jou stilligheid het jy na al die trauma goed gedink, vat so 'n katvis. Presies. Kryf jou. Kryf jou. Wel, 'n reeks dief wat al langer as 'n jaar handdoeke, skoene en selfs onderklere by 'n laerskool in Nieu-Seeland gesteel het, is uiteindelik uitgevang. En dit blyk die skuldige is 'n kat. Die raai het afgespeel by Apanui School, waar items gereeld spoorloos verdwyn het, veral gedurende die swemseisoen. Volgens die skoolloof, Marama Stewart, het hulle aanvanklik net skoene, swembrille, onderklere en handdoeke langs die voetpad opgemerk. Maar toe nog 'n handdoek en swembroek verdwyn, het personeel besluit om die sekuriteitskameras nader te trek en dop te hou. Tot hulle verbasing in die beeldmateriaal 'n swart kat gewys wat 'n groot handdoek oor die speelgrond sleep. Die terreinopsigter het die kat se eienaar opgespoor en die eienaar het bevestig dat hulle 'n troeteldier is en dat hy ook 'n berugte dief is. Die kat se naam word glo anoniem gehou, maar die skool noem hom tong in die kies Slinky Malinky. Die skoolloof sê die voorval is nou 'n prettige leergeleentheid vir die kinders en hopelik 'n goeie herinnering om hul besittings veilig in hulle tasse te bære. A cat burglar, literally. 'n Cat burglar. Dit laat my dink aan destyds was ons reeks op TV, die swart Die kat. swart kat. What have we here? En daar is ook 'n boek, 'n kinderboek, Slinky Malinky, Slinky wat 'n hele Malinky. klomp ander katte het. This is a little gang that they've got. Maar onthou jy 'n ander storie wat ons gehad het? Ek dink dit was 'n paar maande terug. Was vroeër. Van die kat wat die onderklere gesteel het. Net so. Dalk is hierdie katte soos in 'n syndikaat. En dis dalk hoekom hierdie kat anoniem bly. Want dan word daar 'n korrelasie gemaak. Maar jy dink jou goed is veilig, maar die kat kom weer. Die kat kom weer. En nou dat die kat uit die boom uit is, I don't know whether hierdie kat die kat gaan maak nie. Maar hy tot hier toe vanmôre, so hartlike goeiemôre. As jy ook 'n kat het wat 'n bietjie misterieus dinge laat wegraak en so aan, laat weet ons gerus. Ek sal graag nog 'n storie wil deel. Dit is nou vir jou baie interessante storie. Nee ja, van 'n skyscraper na handdoeke wat oor die skoolterrein heen gesleep word. Die kat wat anoniem bly. Slinky Malinky. Tog te oulik. Ook moenie vergeet om ons te gaan volg op ons sosiale media platforms nie. Ons is op Instagram, ons is ook op Facebook. Ons deel baie goed daar wat gebeur agter die skerms en waarna ook jy kan uitsien op Goeiemôre Good Morning. So dis hoekom jy net hier moet bly waar jy is by Goeiemôre Good Morning saam met my Ros en die res van die span. Ons gesels nou weer verder en ons het 'n heerlike propvol program met alles en nog meer wat jy nie op wil uitmis nie. Hallo my skat, ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaan glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaan, ons is denners goed. Cheers, julle. Ag, die hare is perfek. Waar is jou water? My ma bring dit later. En jou skoene? Dis so mooi. Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn
removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Los skuld agter met Afriskuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Daar is nog baie om na uit te sien in vanmôre se episode, maar voor dit het Rosie eers nog 'n storie teen daai bietjie meer van 'n ernstige aandklank. Ja, dit is ernstig. Pieter, dink jy moet regtig uit jou pad uitgaan om jou kinders te beskerm van wat hulle op die TV of op sosiale media sien in terme van advertensies? Man, ek dink dit gaan maar alles, dit hang alles saam met hoe jy jou kinders mos maar groot maak en vir hulle nou mooi vertel wat is die verskil tussen realiteit en hoe realisties of onrealisties zoiets kan wees. Maar nee, ek dink nie noodwendig. Dalk as hulle jonger is, maar waar die ouderdom waar hulle nou is, behoort te weet wat gaan aan. Wel, die volgende storie hou verband daarmee. Die ARB of die Advertising Regulatory Board het 'n klagte teen 'n TV-advertensie wat sommige kykers as gevaarlik vir kinders beskou het afgekeur. Volgens die klagte kan 'n toneel in die advertensie moontlik kinders aanmoedig om in 'n wasmasjien te klim met potensiële noodlottige gevolge. In die betrokke advertensie beweeg 'n man met 'n klein koelboks deur verskeie oordrewe en humoristiese tonele, insluitend een waar hy in 'n wasmasjien klim en dan verskyn hy skielik in verskillende plekke soos 'n strand, 'n huispartytjie of op 'n berg en in 'n tent. 'n Lid van die publiek het genoem dat die wasmasjien toneel kinders kan aanmoedig om dit na te boots, wat gevaarlik sou wees as dit in werklikheid gedoen word. Die adverteerder het egter verduidelik dat die toneel duidelik oordrewe en fiktief is en dat die wasmasjien nie 'n regte werkende toestel was nie, maar 'n spesiaal geboude rekwisiet. Hulle sê alle veiligheidsprotokolle is gevolg tydens die vervulling. Die raad het erken dat kinders nie altyd tussen fantasie en werklikheid onderskei nie en dat dit die bekommernis dus nie heeltemal ongegrond is nie. Maar uiteindelik het die ARB beslis dat die advertensie gemik is op 'n volwasse gehoor en reeds binne volwasse kyktye uitgesaai word en dus nie nodige voorsorgmaatreëls tref nie. Die ARB het egter bevind dat die advertensie nie die reëls oortree nie. Die advertensie bly dus op die lig en daar word gesê dat dit nie waarskynlik is dat die kinders in die werklikheid beïnvloed sal word nie. So feels very American for me. Want die Amerikaners wil ons net altyd kyk hoe waar kan hulle fout soek. I was also thinking the Australians seem to also be quite I'm reticent to use the term nanny state, but they are very protective of what their children see and what the kids get exposed to, which is great. Yeah. But if this advert is being played after the watershed the evening or whenever kids are not supposed to be watching TV, then actually I think the regulatory board has made a decision in the right direction. Maar regtig ook, ek dink daarom kinders kan daarom die lyn trek. Dit hang seker maar af as jy nou praat, daar tannie seker maar gedink
die kleuters of so, maar ek dink baie keer die volwasse se verbeelding hard te ver met hulle en dan hulle die kinders die skuldig gemaak om te sê, wag, ek gaan nou 'n klagte indien, want dit kan kinders so beïnvloed. Die tussentyd moet jy mos nou as 'n ma of 'n ouma of 'n pa of whatever sê, jy weet mos dit gaan nie so werk nie. Maar ek is bly die IRB het mooi daarna gekyk en ook gesê, ag nee wat, dra nie soveel gewig nie. I have a confession to make. So, fabric softener. There was a fabric softener ad that came out. I must have been about 11 or 12. And it was the first time that you could get a refill for this specific fabric softener. Okay, I think you know exactly where I'm going with this. And there was a little boy that jumped on the fabric softener. And as he jumped on it, he said, and it's strong, really strong. And then it didn't burst. So, when my mom and I went grocery shopping one Saturday afternoon, I was like, oh, we've got this thing. And I literally said, and it's strong, really strong. Jumped on it and the whole lounge was blue. Like my ma was so kwaad. Sy was so kwaad. Sy was soos, jy is nie 'n 5-jarige seentjie in 'n advertensie nie. Jy is 12 of 10 of wat ook al ek was. En toe moes ek daai Saterdagmiddag maar spandeer om die mure af te vee. Maar die huis het baie lekker geryk. Ek wil net sê, I'm going to tell you one thing. As die gaste kom kuier het hulle gesê, nee, kyk, hier word al mooi skoon gemaak in Roselle se huis. Maar dit bring my op terug. Onthou jy daai petrol advertensie van die seentjie wat ook so met sy karretjie gespeel en sê vroom vroom. Yes. Nou vroom gaan die karretjie. Ek wonder wat se klagtes het destyds daarvoor ingekom dat hulle seker ook nou nie speelgoed meer aan die kinders moet verkoop nie, want nou maak hy regtig 'n briekmerk hier op mamma se mat. Of nou is word hy 'n volwassene en hy ry net vinnig soos Elsa. Ja, Elsa is glad nie stadig agter haar stuur wil. Mense wat in die advertensiewese werk is so kreatief en hulle gaan so amper uit hulle pad uit om die vorige advertensie of die vorige veldtog te verbeter. En ek dink soms word hulle bietjie gehandrem in terms of what they can put out there because of what is acceptable and what people are going to have a problem with. En ek dink dit is 'n fyn lyn wat jy daar moet trek, dat mense kreatiwiteit nie heeltemal ingeperk word deur all the rules and stuff that we're putting in place. Dis tog daai kreatiwiteit wat maak dat jy die advertensie meer gaan onthou. Presies. En vir jare langer gaan onthou. So ja, well, it's not inside, it's on top. Ek weet nie waar dit is. Jy, ikonies. En ons onthou daai. Ja, jy sal dit altyd onthou. En daar was 'n advertensie wat ek nooit sal vergeet nie. Ek weet, dit was een van 'n katkos. Miau 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 miau. Slinky Melinky. Slinky Melinky. Al daai lekker. Maar dankie dat jy die storie met ons gedeel het, man. Altyd baie lekker. Ek is verbaas dat they ruled in this way, but hey. Uiteenlopende stories. Ek het ook gedink ons gaan nou weer hoor die advertensie is teruggetrek, maar helaas is dit toe nou nie die geval nie. In any case, dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you look and feel matters. Locally made and proudly South African, Image Makers. En met dit bly jy net hier by ons by Goeiemôre. Good morning. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. South Africa is tightening regulations around plastic products with new sustainability standards and circular economy requirements, reshaping how businesses think about packaging. I'm now joined by Nick de Beer, Director of Fortis X, which is a company offering certified biodegradable plant-based packaging solutions designed to meet commercial standards while responding to growing sustainability demands. Nick, good morning and welcome to Goeiemorgen, good morning. South Africa is clearly entering a new era of packaging regulations. What are some of the biggest changes being made? Yeah, thank you very much for having me on your program. Fabulous. Certainly we see the EPR standards, which are the Extended Producer Responsibility Standards. Those are becoming quite significant. Especially for traditional plastic packaging producers. However, we're slightly outside of that ring fence, and we are offering something quite unique to South Africa, being Africa's first biodegradable bottle and quite a number of other biodegradable products, which sort of challenge the norm of traditional plastics and what is possible. So how are businesses reacting to the requirement for alternative materials and products like the plastic carrier bags? We've seen a lot of the international businesses are really cottoning on in quite a fast and exciting way. You know, so a lot of the hotel groups, which have their triple bottom line objectives, they're under enormous pressure to be doing something, to be showing change, to be demonstrating something green. So our experience has actually been that they are adopting it and adapting it quite quickly. And what are some of the biggest misconceptions businesses have about biodegradable or plant-based packaging? I suppose that probably the biggest is if it's biodegradable, it means it's going to disappear on your shelf or in your fridge. And actually the packaging that we're able to produce is extremely robust. And of course, a lot of confusion then sort of comes into play because how can it be robust and biodegradable at the same time? And we seem to have sort of best of both worlds there in the sense that the packaging and a lot of the products are compostable. So you're able to get the shelf life and performance characteristics that you're hoping for, but then when put into compost, disappeared in 1 month. Can you believe that? That sounds incredible, and I must say it sounds kind of funny to hear that two words in the same sentence. Tell us about Fortis X. What problem are you solving for businesses? So we have found that a lot of companies wanted to avoid going the glass route. Of course, there are a lot of glass alternatives in the packaging arena. But with glass being very prone to shattering, it's expensive, it's heavy. We found a lot of companies wanted to sort of steer away from that, but while at the same time being very aware that plastics come with the microplastic burden as well. You know, in terms of a lot of single-use packaging, of course, all of us want to try and avoid any ingesting of microplastics when we can. So we found this was kind of the happy medium then, sort of between glass and traditional plastics. And for that reason, we found a lot of companies embracing it
at quite a rate, at a rate that almost we cannot keep up. But which also shows that it's quite an exciting time and place to be here in South Africa, and that South Africa is certainly not being like those buildings you mentioned earlier, where the skyscrapers are not tall enough. We certainly think we are reaching the heights of sustainability that South Africa is hoping for. Your products are obviously certified biodegradable. What does this mean in practical terms? So in practical terms, certified biodegradable still means certified compostable. Biodegradable, the closest thing we have to biodegradable just in general, and I'm not saying Fortis X, but just in general in the marketplace, would be something like tissue paper, right? Tissue paper will break up in water, break up in a landfill very, very quickly. These are certified compostable. So in industrial composting conditions, they break down rapidly. But also with the home composting test that we've done, we're very excited to announce that it breaks down completely in 1 month. So that's for quite a variety of products, not only for bottles, which Fortis X is quite a signatory in forefronting, but also in certain medical devices and agricultural devices too. Nick, so what should businesses be thinking about now if they want to, future-proof their packaging? Look, of course, it always depends on exactly what that business is doing. We don't think that biodegradable is a sort of one-stop shop for everybody. Of course, also in hospitals, ventilators and medical equipment should never be biodegradable. I mean, you could imagine during COVID time, ventilators, absolutely essential that all the parts are as durable as possible. So it certainly comes down to the mix of what the company is looking for. But in terms of bottling various juice, dairy, water products, we're able to assist. And then, as I say, we've also noticed found in the other industries, anything that up until now has been single-use plastic, we would most likely be able to produce a solution or alternative for that company in particular. Nick, so where can one get more info? How can we get in connection with Fortis X? Yes, we certainly encourage people to reach out to us. If there's any solutions they want us to develop for them, we'd certainly partner with them. We're available at fortisx.com. Our email is info@fortisx.com. Our Instagram handle is biodegradable_packaging. And that's where we can be found. Thank you so much for joining us this morning, and we'll definitely stay in touch. And how it's going a little bit later on, in whenever, a year from now or so, we can see how many businesses has really responded and is on the bandwagon as well with you guys. Super, thank you for having me on. Nou ja, toe, bly julle ook maar net waar julle is. Ons gesels net hierna onder andere sport. Bietjie later is Rian van Heerden ook hier. En dan maak ons ook musiek so net na aan die einde van die program. Maar vir eers nog baie waarna jy kan uitsien. Net hier saam met ons by Goeiemôre, Good Morning. Het jy al nog 'n vars sappie of 'n koffietjie? Geniet hom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.
Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Hierdie is goeiemôre, good morning en ek wens jou juis so 'n goeiemôre. Ek is Arnold Geerts en gesels vanoggend met Reino van Willig wat 32 myl oor 4 dae by die ikoniese Akwele Midmar Myl geswem het, oftewel 53 km en dit alles vir liefdadigheid. Reino, baie dankie vir jou tyd en welkom hier by ons, lekker om jou te sien. Ek wil eerstens by jou weet, ek bedoel jy swem daarom nou al 'n paar jaar die Midmar, maar waar het hierdie gedagte vandaan gekom? Want 32 myl sit nie in almal se broek nie. Hi Arnold, dit lekker om hier te wees. Ja, so die 32 myl het basies gekom van, ek swem elke jaar 16 myl vir Happy Bundles, vir liefdadigheid by die Akwele Midmar Myl. En ja, toe besluit ek laas jaar, weet jy wat, ek is 32 jaar oud, kom ons verdubbel die afstand, maak het 32 myl en ons probeer R32,000 insamel vir Happy Bundles in daai sin. En ek dink om die nommer 32 toe gespeel het net daar gebly en ons het met dit gewerk en van daar af gegaan. En jy het toe nou besef, dit werk uit op 53 kilos, of het dit jou eers later getref? Dit het my ongelukkig eers bietjie later getref. En ek dink die belangrike ding is, dit is 'n doelwit wat jy uitgestel het en jy wil vir die liefdadigheid soveel as moontlik blootstelling gee. So dit mag dalk ver klink, maar op die einde van die dag, dan dink jy net van, okay, maar ek doen vir 'n baie goeie doel. Ja, natuurlik. Kom ons gaan terug, hoe het jy by Midmar betrokke geraak in die eerste plek, want dit is nou al 'n hele paar jaar wat jy by Midmar swem. Ja, snaaks genoeg, my eerste oopwater swem, as ek sommer daar begin, was by Capital K op daai tyd gewees, en ek was te bang dat my pa 400 meter saam met my moes swem, en ek het eventually uitgeklim, en ja, van toe af toe geniet ek die oopwater na dit. Ek het my eerste Midmar swem in graad 6, ek dink was 12 jaar oud, en ek het nou vir hierdie jaar is 21 consecutive Midmar myle wat ek geswem het. So dit is ongelooflik. Wat is dit vir jou wat Midmar maak, wat Midmar is? Ek dink dit is die mense. Dit is my baie interessant te sien hoe almal hulle eie doelwit het. Ons swem vir liefdadigheid en ek neem ook deel aan die hoofresies, die elite resies aan die einde van die dag, maar ek dink wat dit baie belangrik maak is en wat dit lekker maak is die feit dat jy sien dat dis 'n ander is sy eerste myl, vir die ander is sy 100 of 200ste myl en almal kom daar uit met 'n glimlag want hulle het hulle eie persoonlike doelwit bereik en ek dink dit maak Midmar net baie spesiaal. Daar's 'n baie hegte eenheid tussen swemmers want almal kyk uit vir mekaar. Jy moet as dit ware, nie waar nie? Ja, nee, jy moet. Ek dink as mens kyk hoe mens oefen ook, swem is 'n baie alleen sport. Dis jy in jou kop op die einde van die dag. So as jy 'n vriend of iemand het wat saam met jou kan oefen of 'n groep mense, maak die oefening net soveel beter en ek dink so leer mense leer ken en julle almal verstaan die alleenheid van 'n swem partykeer, veral as dit by langafstande kom. Jy en Gary Albertyn en die dowe swemmer en een van ons bestes ooit Terrence Parkin het saam besluit om toe nou 32 te doen. Ongelukkig het 'n spinnekop vir Terrence gebyt. Hy kon nie klaarmaak nie, maar Gary Albertyn is nou 232 myle in die pad af by Midmar. Dis ongelooflik, nie waar nie? Nee, dit is ongelooflik. Ek dink dit was baie lekker geweest. Dit was ek dink ek en Terrence het oorspronklik gesê ons gaan hierdie doen en die dag voor die tyd, ek dink soos Wayne ook gesê het Gary net gesê nee, maar hy dink nie hy kan hierdie uitmis nie en hy het besluit om saam op die trein te klim en 32 myl saam met ons aan te pak. Hoe hard moet mens vir so iets oefen as jy meer as 50 kilos in 4 dae swem? Ek dink dit gaan baie meer oor jou fiksheid oor die geheel, maar jy moet, soos enige ou wil sê, lang afstand hardloop of wat ook al, jy moet lang oefensessies ook insit. En wat is 'n lang oefensessie? Waarvan praat ons? Ek het so 'n paar maande terug, so 4-5 maande terug het ek begin en ek het dit opgebou. Eenmal 'n maand 15 km, volgende maand 16 aan een in die swembad, nie eens aan die dam nie.
soos in 'n 50 meter. En toe het ek opgegaan tot met so 20 km sessie. En ja, dit is meeste van hulle was alleen gewees, want jy het nie dan mense wat saam met jou oefen wat dit saam met jou wil doen nie. So ek dink net om daai perspektief in jou kop te kry om te sien waar gaan jy opeindig? Waaraan dink jy? Hoe vat jy hierdie en baie belangrik, wat is jou nutrition op die einde van die dag? Ek wou jou juist nou daaroor vra. Dit is die belangrike deel ek dink wat jy moet bepaal voordat jy in so lank swem ingaan. Hoe eet mens vir so iets? Jy eet verskriklik baie. Soos enige langafstand persoon sal vir jou sê, om te eet na langafstand, jy is nooit regtig honger nie. Maar jy weet, jy het daai voedingswaarde het jy nodig op die einde van die dag. So jy maak klaar, jy vat in soveel as wat jy kan, en ek dink die belangrikste ding is, omdat dit maar so verskriklik warm was, daai paar dae wat ons daar was jou vloeistofinname moes baie hoër gewees het as normaalweg. En wat se vloeistowwe? Alles? Alles. Ek is verkieslik op hoë koolhidrate, hoë kaapdrinks. En ja, ek het ouens gehad van FW Distribution wat my bietjie gehelp het daar met hulle powerbar produkte wat baie goed is. En ek dink ek het omtrent 'n kilogram se carbs gedrink oor die hele tydperk. Dit is ongelooflik. Aan die ander kant van die spektrum, die swemspektrum, jy's een van, verskoon my, maar ek moet hier die ware manier sê, jy's een van daai mal mense wat swem in ijsswemkompetisies en dit moet 5 grade en minder wees. Praat asseblief met my daaroor. Vertel my hoe dit gebeur. So ja, dit het ook maar gebeur. Ek was obviously in 'n ongeluk gewees so 'n paar jaar terug waar my meisie op daai tyd oorlede was en ja, dit was maar op daai punt wonder jy nou kan waantoe nou en ek het nog altyd swem as 'n sport gehad en of van gehou. En ek besluit nee, kom ons add net nog 'n dinamika aan dit. Dis lang afstand, dis swembad swem. En ja, Rambakai van International Ice Swimming Association het my gevra, wil jy dit nie kom probeer nie? En ek is daarin, ek raak van gehou, snaaks genoeg, dis baie koud, en ja, ek geniet dit nou, en ek is, by van die items het ek 'n wêreldkampioen, 'n paar wêreldrekords gekry, so dit is my baie lekker. En hoe werk dit? So dit is bietjie anders as normale swem, so baie van dieselfde reëls, maar dit is eerstens swembad onder 5 grade, of 'n body of water onder 5 grade, 'n speedo of 'n jammer swembroek selfs as jou FINA reëls. En net een kappie en jou goggles. En ja, dis 'n kilometer, enigiets van 'n 50 meter tot 'n kilometer wat jy dan swem in hierdie koue water en net wil warm word na die tyd. Ek weet julle swem SA's oop water hierna, maar wanneer is jou volgende in die ys? My volgende in die ys is einde Julie maand. Dit sal in Afriskeen Lesotho wees. Ons hoop om 'n paar internasionale mense ook daar te kry en dit dien ook dan as ons kwalifikasie vir wêreldkampioenskappe in die ys in 2027. Dis absoluut ongelooflik. Laastens nog 'n SA titel vir jou in die oopwater swem? Ek hoop so. Ons sal kyk hoe gaan dit in Jeffreys Bay oor 2,5 weke en ek dink dit gaan 'n goeie kompetisie wees. Daar's 'n hele paar spanne wat moet gekies word, so ons kyk van daar vorentoe. Reino, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Waardeer dit regtig en ek moet sê ek admireer wat jy hierdie verlede naweek by Middelmaar gedoen het. Dit was asemrowend. Wel gedaan. Baie dankie. Bly ingeskakel want goeiemôre, good morning gaan net hierna voort en ons wil graag hê jy moet net daar bly want daar's nog wonderlike dinge wat net hier vir jou op jou skerm wag. As jy nou net ingeskakel het, goeiemôre, good morning. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes.
As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Ek gesels nou met Afrikaans.com webredakteur Nicolette Kritzinger en Afrikaans.com verteenwoordiger Kalara de Wet oor moedertaalonderrig. Welkom julle by Goeiemôre, good morning. Dankie. Baie dankie. Internasionale Moedertaalonderrigdag word gevier op die 21ste Februarie. Dit is Saterdag. Hoekom is hierdie dag se viering so belangrik? Frizan, moedertaal is 'n onderwerp waar ons nie naaste my genoeg praat nie. En dit is so belangrik vir 'n kind se sosiale en sy akademiese vordering. En ek dink net die voordele daarvan hou soveel moontlikhede in en dikwels onderskat mense die waarde hiervan. Is iets wat maklik net oor mense se koppe vlieg. So dis belangrik om te verstaan dat as 'n kind in sy of haar moedertaal onderrig word, lê jy begrippe vas, basiese begrippe wat hulle in staat stel om op 'n latere stadium baie moeiliker konsepte baas te raak, want hulle het nou 'n verwysingsraamwerk wat hulle in staat stel. Dan kyk ons ook na hulle redenasie vermoë, hulle hulle linguistiese ontwikkeling, hulle taalontwikkeling, probleemoplossingsvaardighede. Daar's soveel voordele wat dit inhou. En dan laastens, maar nie die minstens nie, mense vergeet baie keer hierdie, is die identiteit. Ja. Kultuur en taal is onlosmaakbaar van mekaar en dit is baie belangrik dat as moedertaal nie deel is van daardie twee faktore nie, dan mis jy iets baie belangrik wat op die einde van die dag jou selfvertroue ook beïnvloed. Nicolette, wat doen Afrikaans.com om moedertaalonderrig in Afrikaans te bevorder? So omdat moedertaalonderrig vir ons so belangrik is, het ons 'n leerhulp afdeling op ons webtuiste geskep en daar bied ons dan praktiese aflaaibare hulpmiddels vir Afrikaanse moedertaalleerders om hulle te help om sukses te behaal in hulle moedertaal. So dit strek van voorskool tot en met matriek en daardie gratis aflaaibare hulpmiddels is dan vir ouers, onderwysers en leerders en is regtig 'n wonderlike hulpmiddel vir leerders om hulle te help om sukses in hulle moedertaal te behaal. Ja. Ek is so bly jy noem nou die ouers, want daar's baie ouers wat Afrikaans is, wat hulle kinders na Engelse skole stuur en die redenasie daaroor is soms oor dit gaan beter wees vir die kind se toekoms of soveel. Wat is Afrikaans.com se standpunt hieroor? Want hoe kan jy die taal bevorder as die kind nie in hulle moedertaal onderrig word nie? Dis so 'n belangrike vraag en ek dink ons lewe ook in 'n tyd waar tye het verander, verstaan? So ek dink ons onderskat baie keer ons blootstelling wat ons in 'n geval kry aan 'n taal soos Engels. Maar om in jou moedertaal onderrig te word, stel jou eintlik in staat om Engels beter te praat en beter te verstaan of enige tweede taal. So dit is belangrik om 'n fondasie te lê, want dit stel jou in staat en dit bemagtig jou. En ja, soos ek sê, daar's regtig soveel blootstelling
En jy kan op die eind baie makliker 'n tweede taalbaas raak, want jy verstaan daai konsepte en die begrip wat jy in jou moedertaal geleer het. Ek dink ons vergeet soms as Suid-Afrikaners hoe ongelooflik gelukkig ons is om meer as een taal te praat, meeste van ons. So hoe is dit eintlik moontlik vir mense om te besef dat Afrikaans voordelig is in terme van moedertaalonderrig? Ja, en ek dink ons kan nie eintlik praat oor moedertaalonderrig as ons nie ook praat oor veeltaligheid nie. Want moedertaalonderrig maak veeltaligheid moontlik. En daar's al so baie navorsing gedoen oor veeltaligheid en die voordele wat dit inhou. Nie net op kognitiewe vlak nie, maar ook op sosiale vlak wat ek dink eintlik die belangrikste is. As jy nou dink jy praat met iemand in hulle taal, jy klim tot 'n groot mate in daai persoon se leefwêreld in. Ja. Jy verstaan hulle konteks en dit moedig ook deelname aan. So nie net in 'n werksplek eendag nie, maar ook op sosiale vlak is dit baie voordelig. Ek het 'n vraag vir julle albei en ek wil graag weet wat julle boodskap is aan ouers wat dalk huiwer of twyfel om hulle kinders in Afrikaans te laat onderrig of om hulle kinders in Afrikaans groot te maak. Wat is die boodskap van julle twee af? Sjoe, ek dink ek dink is vir enige ouer belangrik om te weet ek stel 'n fondasie daar vir my kind om eendag sukses te behaal en om jou kind in hulle moedertaal te laat skool gaan. Dit is die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee. So ons kan dit maar net aanmoedig. Clara. Ouers neem elke dag baie besluite. Dink jy kan daarvan getuig? Ja. En ons moet nie toelaat as ouers dat hierdie klomp besluite wat ons neem, die belangrikste besluit oorskadu nie. En ek wil ouers aanmoedig om regtig baie mooi te gaan dink, nog voordat jy jou kind het, die dag dat jou kind nog in jou baarmoeder is een van die eerste goed waaraan jy hulle blootstel taal. Ja. So moedertaal is fundamenteel tot jou kind se ontwikkeling en ek wil ouers regtig aanmoedig om daardie gesprek met mekaar te hê en die regte besluit van die begin af te neem, want die invloed is ewig. Ja. Want hoe gaan 'n taal groei as die kinders en die volgende geslagte wat met die taal kom, nie die taal praat nie. Presies. Dit gaan dan net tot net gaan. Maar baie dankie en dankie vir Afrikaans.com en wat julle doen vir die taal en die bevordering daarvan. Dit is regtig 'n organisasie waarop ons baie trots kan wees. Dankie julle. Dankie. Dit dan Nicolet Kritzinger en Clara de Wet van Afrikaans.com. Vir meer inligting besoek Afrikaans.com. Tutela ondersteun al vir 9 dekades die mees kwesbare lede van ons samelewing. Ek gesels nou met uitvoerende hoof Trini Drotsky en opleiding en bemarkingshoof Marijke Venter oor die werk wat Tutela doen. Baie welkom dames, lekker om julle ook hier so te hê, né? Luister, kom ons begin sommer net. Vertel vir my van Tutela se oorsprong en visie. Ja, Tutela bestaan al vir 93 jaar, verskillende name, maar ons is gestig uit die NG Kerk en ons hele doel in die lewe en visie is om daardie mense waarvan ons die samelewing vergeet het, wat nie 'n stem het nie, wat swaar kry, dat ons hulle aanraak. Daar waar niemand wil loop nie, waar niemand wil aanraak nie, wil ons aanraak. En ons wil net mense bemagtig en help om hulle volle potensiaal te bereik. In die maatskaplike sektor is dit ons grootste doel en ons grootste wen. En julle kry dit al vir soveel jare reg, 93 jaar, genigtig. Wat is die programme wat julle vir jy weet aan die gemeenskappe bied? Ons het basies 4 programme, Pieter. So ons begin met bemagtiging. Dis ons eerste projek en program wat ons aanbied. En ons gaan later 'n bietjie gesels oor ons jeugprogram wat ons nou geloods het, wat deel is van dit. Dan die tweede program is ons vroeë ontwikkelings- en intervensieprogram wat gaan daaroor om regtig al by mense betrokke te raak voor die krisis gebeur. Want so baie keer kom maatskaplike werkers eers wanneer ons in 'n krisis is. En dan is daar eintlik nie so baie wat ons meer kan doen nie. En dan ons derde program wat regtig eintlik maar ons kern is waar ons betrokke is by mense van kinders
tot by ouer mense, bejaardes. Ons het 11 gesinsorgorganisasies wat saam met ons werk en kantore, 7 tuistes waar ons bejaardes ondersteun en dan ook 2 kinderhuise basies waarby ons betrokke is. En dan ons 4de program wat so 2 jaar terug begin het is om mense te help wat in 'n koöperatiewe omgewing hulp nodig het. So, dit is die 4 program. Luister, dit klink so maklik en dit klink net sommer so, dis maar wat ons doen, maar dit is so enorm met werk wat julle het en taak wat julle het. Ek kan net my hoed, al die hoedens wat ek het, wil ek vir julle afval. Vertel vir my so vinnig net ook oor die AG projek, jy weet, in die leierskap ding wat julle doen vir ons jeug. Ja, ons AG-projek is gebore uit die, om net mense te irriteer eers. Ek wil fancy klink met die AG. Dis AG. So dis die Agile Generation en die toekoms is die jeug in wie ons vandag belê, ons toekoms in Suid-Afrika. En so die AG-projek is vir 16 tot 18-jariges wat leierskapseienskappe wys, wat betrokke is in liefdadigheidsprojekte. En ons wil vir hulle die geleentheid gee om te kom wys dat hulle 'n verskil maak al van jongs af. En dis ook 'n manier om ons toekomstige projek om jeugbemagtiging en opvoeding, daar's baie jeug wat nie kan bekostig om universiteit toe te gaan of om na 'n naskoolse opleiding by te woon en ons wil graag daai jeug opbou en bemagtig, daai jeug wat nie kan bekostig om hulle self verder op te lei nie. En ons AG-projek is die beginfase van dit om te sê, ons jeug staan, ons jeug bou 'n nuwe toekoms en maak 'n impak. En dit is die belegging in leierskap en in resilience en om 'n agile generation, fast moving in a fast moving world. Ag, dit klink fantasties, hè? Ek dom daarin gewerk. En dit is my so mooi want ek meen dis obviously die generasie, die jeug van vandag gaan ook die ouer garde word om hierdie ding vir die volgende 90 jaar wat vorentoe te kan vat. Presies. Dis net absoluut amazing. So wat is van die uitdagings wat jy ervaar in jou werk en hoe samel julle nou obviously geld in vir Tutela, want ek dink baie mense dink wat gaan 'n 50 vir 100 rand tog nou help? Ja. Ons uitdaging is eintlik maar dat ons nooit weet waar ons finansies vandaan kom nie. Ons is op die ou einde, ons lewer aan 41,000 mense 'n diens. En ons lewer 'n diens aan die mense wat nie die diens kan koop nie. So ons nie 'n produk wat ons verkoop buite die professionele maatskaplike diens wat ons aan daardie 41,000 lewer. En wanneer mense 'n donasie maak, dink hulle baie keer R50 of R100 maak nie 'n groot verskil nie. Maar as jy 100 mense het wat R50 gee, maak dit 'n reuse verskil. So dis maar een van ons uitdagings. Ons ander uitdaging is dat mense nie altyd maatskaplike werk verstaan nie. Hulle verstaan nie as ons 'n kind moet verwyder wanneer hulle mishandel word of gemolesteer word nie, dat ons daai kind, ons verantwoordelikheid is om daai kind te beskerm. En mense verstaan nie daai prosesse altyd nie. Maatskaplike werkers word baie geoordeel oor dit wat hulle doen. Maar ons doel is net om 'n kind te beskerm. En ons is nie altyd perfek nie. Ons maak ook foute in ons werk. Ons is ook human. Maar wanneer mense as volonteërs betrokke raak of hulle tyd gee of die bietjie wat hulle dink nie 'n verskil maak nie, maak dit in ons werk 'n reuse verskil. Dames, dit so hardloop die tyd uit. Ag, dis nou erg, maar ons gaan julle verseker ondersteun met die projek en natuurlik ook gaan opsoek by Tutela, al die sosiale media platforms en dinge. Bly ingeskakel want net hierna kuier die legende Rian van Heerden saam met ons in die ateljee. So hartlike goeiemôre, good morning. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig?
Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Dis goeiemôre, good morning en vandag is vir my 'n baie lekker dag. Ons volgende gas, se bekende stem het jou seker al deur ure se verkeer vermaak. Hy is iemand wat nie bang is om te sê wat ander net dink nie. En buite in radio het hy ook sy merk gemaak agter die skerms as vervaardiger van televisieprogramme. Dis niemand anders nie as Rian van Heerden. Rian, hartlike goeiemôre, good morning. Hallo Roz. Jy het amper soos elke persoon wat by Tuks FM opgeëindig het, eintlik regte studeer. Jy wou 'n advokaat word. Hoe het die pad nou so gekronkel dat jy toe by radio opgeëindig het? Politikus was die plan. Reg. Ja, het op baie stadium met baie van die NP ministers destyds het eers gaan loswat. Ja. Soos Pik en Evie, toe het ek gedink, yes, gaan eendag in die parlement sit, gaan die kabinet wees. So dit was die plan gewees. Ja. Never worked out. Toe het die radiogogga gebyt en toe het jy daar gebly. So ek het aangesluit by radio Tuks FM spesifiek, want ek dink dit is 'n goeie manier om my politieke boodskap uit te kry. Ja. Jy weet, jy het mos nou 'n mikrofoon. En so die 3de jaar toe byt hy my. En never look back, nog die hele tyd in radio gewees. Hoeveel dekades was dit nie? Ja. Jy het nou oorgevat by my, by the way. Rian, ek onthou, ek het nog die verkeer gedoen op 'n show waar jy nog Scenic Drive gedoen het. Toe het jy gesê, jy wou eintlik nog die politikus ding doen. Jy het dit gesê, you had a platform that you were going to run on, dit was 'n doel wat jy wou bereik. En nou, is dit nou steeds in die back pocket, of is dit nou glad nie? It's coming. Dit kom nog. Ja. Die vorige verkiesing was dit net chaos geweest. Ja. Omdat elke tweede ou het 'n party begin. Precies. So ek het gevoel dis heeltemal te chaoties, daar's te veel opsies. So laat Suid-Afrika homself net so 'n bietjie uitwoed en dan al is dit net ek, Roos. Al is dit net ek wat daar staan. Maar ek gaan dit verseker doen. Ja, want jy is ook iemand wat nie net sê as iets verkeerd is nie, jy wil ook deel wees van die oplossing daarvoor. En ek dink dit is hoekom baie mense so aanklank vind by die goed wat jy sê op jou televisieprogramme, op jou radioprogramme, because it's not just talk the talk, you also walk the walk. Jy het so 'n groot aandeel in, ek kan nie eers vir jou sê hoeveel radiomense se loopbane nie. Selfs Rob Forbes wat saam met my werk op The Drive with Robin Ross
jy het hom aangestel. Ja. Daar is mense soos ons vervaardiger Wayne, wat ook onder jou tutelage, is die mooi Engelse woord, geswat het daar by Tuks FM, because dit was die grootste leerskool vir soveel radiomense. Hoekom was dit vir jou belangrik om daai vaardighede wat jy geleer het, ook vir ander mense aan te gee? Nou, ek kan nou vir jou sê, die gelukkigste tyd in my lewe was toe ek daar was, by Tuks FM was, en die geleentheid gehad het om jong studente op te lei. Daar's geen groter kiek in die lewe as om wat jy geleer het te kan oordra na die volgende generasie toe nie. En te sien hoe maak hulle foute, ja, maar ook om te sien hoe hulle floreer. Dit is amazing om terug te kyk en te sien, soveel van hierdie kids is nou deesdae baie prominente radioposisies reg deur die land. En jy het 'n klein rolletjie gespeel in dit. Dit is ongelooflik belangrik om kennis oor te dra. En ek dink is deel van die rede waarom ons osself bevind waar ons osself bevind. Kennis is nie oorgedra nie. En nou soos jy weet, jy kan dit nie vir jouself hou nie, jy kan dit nie graf toe vat nie. Dra dit oor so vinnig as moontlik, maar happiest times in my life by Tuks FM. Seker. In jou tyd op die radio, veral op Jacaranda FM, het jy 'n hele paar klagtes gekry van die uitsaai kommissie. Wat was van die frustrerendste klagtes wat jy gekry het en hoekom? Ek het destyds, toe ek by Grieke gewerk het in 'n supermark, het my Griekse baas vir my eendag gesê, you know Ryan, hy kon nie sê Rian, hy sê, you know Ryan, people they complain about anything, you won't believe what they will complain about. Maar iemand het een keer daar gekla oor die cheese buns wat te warm was. Het net uit die oond uitgekom en iemand gesê, why are the buns so warm? Jy weet sulke goed. En ek het agtergekom, mense sal oor die onsinnigste bul sal hulle kla. Oor iets wat jy, want hulle het half gehoor, of hulle het gehoor by iemand, tweedehandse kennis. So daar is seker goed wat ek dink, definitief, jy weet, held water, wat ek verseker voor moes aangekla geword het, wat ek was. Ek was een dag by die BCCSA vir 3 verhore, so ek het die oggend 1 gedoen, en toe middag nog 1 in die middag. So nog 'n lunch ook, lekker. Ons het 3 in 'n ry gedoen. So dan kom die eerste groep, kla hulle by aan, en dan kom die volgende een, en dan kom die volgende een. So dit was opwindende tye in radio. Ek dink, radio ongelukkig bevind om deesdae in 'n plek, en is ook oor wat in die wêreld aan die gang is, maar radio het baie meer versigtig geword. Ek wonder of jy sal nou sê, wat ons 15 jaar gelede gesê het, bes moontlik nie. Jy weet, so dis baie meer in wat het toegepak. En ek was natuurlik baie jonger, so risiko's was vir my, ek het, whatever buddy, jy weet, dis my opinie, dis hoe ek alweer voel, en I'm willing to fight you for it. Maar jy raak ook ouer, ongelukkig so. Nee. Toe jy nog in radio was die doel altyd om grensverskuivende radio te maak, wat mense na die tyd, as hulle uit die kar uitklim, as hulle begin aandete maak, om steeds te gesels oor dit wat you were almost the impetus for that discussion to happen. Soos dit moes. Ons het, as jy terugdink aan hoe anders dinge was in 2012, toe ek begin het op Jacaranda, dinge was anders gewees, en alhoewel mense nie daaroor dink nie, baie dinge kan verander in 'n dekade. Maar dit was vir my uiters belangrik gewees, dat ons seker goed aanspreek, en ons vra daai vraag. Want vir my was die hoofdinge gewees, hoekom het jy opinie, wat gegrond is in niks? Maak seker jy het jou feite. Why are you of that opinion? Verduidelik net vir my hoekom jy so voel. So ons het hierdie ding gedoen, 5 calls, 6 rol in die oggend, en dan bel die mense ons nou in, en dan ek het baie die foon net so neergesit. Jy is 'n idioot, it's no need to talk to you. So ek het baie kere net ophou praat met mense, en dan vat ek die volgende oproep. So mense het nooit geweet hoe hulle moet voel oor my nie. Moet hulle my haat, moet hulle hou van my, en ek was altyd so in die middel gewees, soos dit moet wees in die uitsaai wees. Maar dat dit uiters belangrik was vir my, dat jy jou opinie kon verdedig. Maak nie saak wat jou opinie is nie, but you need to be able to back it up. En dis wat ek probeer
in die tyd dat ek al was, en so ek sê ek het geweldige moeilikheid gekry daaroor. Maar ek moes sekere vrae vra en mense uitdaag. En ek doen dit seker nog steeds op 'n sekere manier. Yeah. I don't remember who this quote was by, but it was around the time of the those French philosophers. I might not like what you say, but I will defend to the death your right to say it. Presies. En dit is hoe dit is. Provocative content for TV. Julle maak programme waaroor mense praat en hulle kyk dit weer en dan praat hulle nou weer. Het jy uitgegaan om jou siening in terme van die radio te translate tot die televisieprogramme wat jy nou vervaardig? Ek het, Liz Meyering het eendag vir my gesê, you're a maverick. Ja. En ek het ook 'n sekere goeie beskrywing. Dit is. Ek het nooit so daaroor gedink nie, maar toe ek gesien het, ek gaan op een of ander stadium my platform verloor. Maar baas vir my het destyds gesê, never lose your platform. En toe ek sien ek gaan my platform verloor, het ek begin wonder, na watter kant toe gaan dit gaan. Ek kan seker net soveel verhoogwerk doen, wat ek gedoen het. Ja. Maar toe gaan gesels ek met kyk net, en toe sê ek vir hulle, hoorie, ons moet op 'n stadium, I need to make a shift. So my eerste produksie was 'n show genaamd Skellenby. Cheaters. En in my onkunde het ek gedink, what's the worst that could happen? Oh my, yes, Ross. Ek het vergeet dat televisie dis asof wanneer mense dit visueel sien, is hulle reaksie soveel meer en intens as wanneer hulle dit op die radio hoor. Dit was chaos geweest met baie van die goed wat ons gedoen het, en dit was nie altyd intentioneel nie. Ons het 'n Housewives gedoen, wat voor die tyd was daar 'n hele debat geweest oor die term huisvrou. Hoe durf jy daai term gebruik? So, ons het 'n verskeidenheid van shows gedoen wat ongelooflike reaksie uitgelok het, maar om jou vraag te beantwoord, dit was nie altyd doelbewus nie. Partykeer sê vir jouself, asseblief nie nog nie, ek kan nie nog klagtes beantwoord nie. Jy weet, ek het nou genoeg, ek het my quota gehad in my leeftyd, maar dit kom in elk geval. Is daar tans sekere kwessies wat mens in die media nou raak sien, waaroor jy regtig passievol voel, en jy voel, hierdie saak moet uitgelig word, ons moet iets maak hieroor, ons moet hierdie ding in die kalklig insit? Water. Daar is geen groter basiese mensereg, behalwe vryheid, as water. Jy moet mense toegang gee tot water. So, dit is so basies, dit is so basiese ding. So as jou kraan leegloop, dis stappe weg van die oerwoud. As ek jou kraan nou toedraai vir 'n maand, waar gaan jy wees? Wie gaan jy wees? So, die feit dat ons nie instandhouding gedoen het, jy weet, ek was dekades gelede in Pelgrimsrus, in die ou Royal Hotel, en hy het vir my gesê, watch this space. Hier kom groot probleme wat al gebeur nie instandhouding nie. Ek praat seker van 30 jaar gelede. Ja. Dog ek, come on, another drunk guy in the bar. Kyk waar ons nou. Kyk waar ons nou. Rian, ons is nou aan die einde van hierdie onderhoud. Ek weet nie hoeveel ure jy in jou dag genet nie, want jy het nog 'n restaurant, Delicioso, wat die beste porkbelly maak wat ek nog in my lewe gehad het. Ons is nou weer terug en gaan Pieter bietjie gesels oor musiek met Anton Meiburg. Bly net waar jy is, en daar's Krasta Atlan ook wat bietjie inkom. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner, iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur.
deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. The Auto and General Cross Triathlon is taking place this weekend at Steyn City. This premier off-road triathlon, which also serves as the official South African Cross Triathlon Championship, sanctioned by Triathlon South Africa, combines open water swimming in the most beautiful lagoon at Steyn City, mountain biking and trail running across a world-class estate setting. I'm joined now by the head of marketing at Auto and General Insurance, Johanni Jennings, to tell us more about what athletes, including me and spectators, can expect. Johanni, welcome to Goeiemorgen, good morning. It's so lovely to have you. Hello, Roz. It's lovely being here. Thank you for having me. The triathlon had its inception in 2022 and it has grown so substantially. I started, my first one was in 2023, and I am absolutely blown away by how big it's gotten over the years that it's been here. Why do you think that it's grown so exponentially? Oh, well, thank you. It's always lovely having you there every year, and good luck for this year. Thank you. You know what? We're so pleased with this particular event of ours. As you say, it's grown exponentially over the years, and I think that's for a number of different reasons. The first is the location itself, on the grounds of the beautiful Steyn City, and so it is safe. Safe on your person. As you know, the water is crystal clear and clean. Your gear is safe. People are safe. Your family visiting is safe. And also, it's an accessible triathlon. It's not just for elite athletes as well. Families can come. We've got different distances, 4 different levels of capability. And then last, it's just so much fun. It's a family day out, and you don't often get that beautiful blend of the professionalism of elite athletes and then just a lovely day out with the kids. Yeah, it is fun. And I love that you mentioned the fact that it's accessible. I mean, there's the sprint distance, then there is the normal distance for the proper super athletes, and then there's the super sprint, which I'm doing for the first time this year. And I've been saying to your team that it's going to be me and the kids doing the really short distance. But the fact that it is for everyone is really, really special. But it's a cross triathlon. So for people who don't understand or are not familiar with the term, what is a cross triathlon? A cross triathlon means that there are 3 legs to the race and 3 different disciplines that you have to practice as an athlete. So you have to be able to swim, you have to be able to run,
And in our case, it's a blended run. It's not just road running, it's also a little bit of trail running. Yes. And then lastly, it's mountain biking. Yeah. And an athlete is required to do all three, or if you enter a team, you can either allocate one of each of the legs to a team member, or one team member can do 2 legs, and the last team member can do 1 leg. Let's talk about the location. Steyn City is absolutely perfect for this. Can you take us through some of the highlights that people can expect on the course and what we're going to see on Saturday? Yeah, so every year we try to do something slightly different to keep it fresh and keep it exciting for both the visitors and for the athletes themselves. And so this year we've got a range of different distances. We've got a lot more team entries, and that's going to be extraordinary. If the weather holds, that will be a top as well, because you never know with Gauteng rainy weather these days. And then we've got a really nice lineup for all of the visitors coming for the day. So we've got everything from food stalls to live music to, may I say this, free massages for anyone and everyone. Wow, so you don't even have to have completed the race to get your massage. No, you can sit back, relax, enjoy your moments in the sun whilst your partner or your loved one's participating. Wow. Why is it important for Auto and General to back something like the Cross Triathlon? Yeah, well, thank you for bringing that up, because that's often an odd one. Yeah. This triathlon is not a sponsorship for Auto and General. We partnered with Steyn City to create this event especially. Yeah. And the reason for this is that we believe that the attributes that a triathlete has is also the attributes that our staff and employees have at Auto and General. So when you're a triathlete, you have to have tenacity, and you have to have passion and energy, and you have to have lots of guts and gumption. Yeah. And that's what Auto and General staff have as well. And so this event for us is also an employee value proposition, because it brings to life those tangible assets that an employee and that the characteristics of Auto and General has. And what is so fantastic for me to see on the day is how many actual Auto and General employees are involved in the Cross Triathlon. Yeah, and it's such a vibe, and you can see like it's a little family of people that are just there rooting for each other and supporting each other. Exactly. In the building, 365 days of the year is X-Tri days of the year, because everybody's excited, the teams are participating, it becomes a wonderful team building exercise, so we just love it. It's one of the highlights on our events calendar. It is sold out, I believe, this year. It is sold out this year. Amazing. 900 entrants. Yeah. 900 entrants, and it sounds like a lot of people in a small-ish space, if you think that it's not a big open field or whatever. It's in Steyn City. But it is so good to have a kind of that cap on the amount of entries, because there's space, and you can set your bike up, and you can swim if you're a little bit of a slower swimmer. You're not necessarily going to get kicked in the head, and all of that kind of thing. So it is a little bit of almost like a boutique little race as well. It is. It's designed that way, and we're planning to keep it that way as well. Gautengers are spoiled for choice. Yeah. When it comes to the events calendar, from sport right through to entertainment. And so keeping this niche and keeping this boutique, as you said, is absolutely vital to the success of this event. Iohanie, we've got 30 seconds left. What is your last word to athletes, including me, for Saturday? Deep breath and enjoy every moment, because this is a once-in-a-lifetime opportunity. I am so excited, and it's been so great to speak to you, Iohanie. Thank you for joining us this morning. Thank you very much. Have a great day. Iohanie Jennings, the marketing manager of Auto and General Insurance. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir musiek. Pieter Koen gesels met Anton Meiburg oor sy nuwe vrystelling en wat ons daarvan kan verwag. So bly net waar jy is. Goeiemôre, good morning is net hierna terug. Hallo my skat. Dog ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotters Bar glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lotters Bar, ons is denners goed. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyBoutique.co.za. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Los skuld agter met Afriskuld. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Ek ken 'n man, 'n lorryman. Ek hoor sy hoeter by die plaas ek, dan help ek om te laai, lorryman, lorryman. Deur die draaie en die swaaie, kruis en dwars reg oor die land, ry sy lorries al die paaie. Hy regeer met ysterhand oor die eindelose vlaktes, oor die verste horizon, oor ek lorryman se hoete, en wacht dat hy moet kom. Ek hou van hom, die lorryman. Sy greep is sterk en eerlik, sy woord is sy woord, lorryman, lorryman. Deur die draaie en die swaaie, kruis en dwars reg oor die land, ry sy lorries al die paaie. Hy regeer met ysterhand oor die eindelose vlaktes, oor die verste horizon, oor ek lorryman se hoete, en wacht dat hy moet kom. Hy is eensaam, die lorryman,
heeltyd op die paaie, verlang na sy mense, Loriman, Loriman. Deur die draaie en die swaaie, kruis en dwars reg oor die land, ry sy lorry al die paaie, hy beheer met duisterhand oor die eindeloose vlaktes, oor die verste horizon, oor ek Loriman se hoete, en wacht dat hy moet kom, Loriman, Loriman, Loriman. Ons het sopas geluister en gekyk na die musiekvideo van Anton Meyburg se nuutste enkelsnit Loriman, en hy is nou self hier om met ons te gesels. Anton, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie Pieter, altyd lekker om jou weer te sien. Baie lekker. Al wanneer ek jou sien is hier. En vir die wat wonder, jy weet, dis ook natuurlik Murgpyp, dis een en dieselfde mens. Ja. Anton Meyburg, Murgpyp. En Frikkie Visgat. En Frikkie Visser, hoe sal ons nou vir Frikkie? Ek dink Frikkie moet bietjie next time draai kom. Ja. En Pieter, jy kom dit vir almal te vertel. Hy is die sanger van daai liedjie Tattoo wat ek geskryf het. Daar sê jy sien. Ja. Die aap is uit die mou, of sal ons sê, die tema van vandag is die kat. Die kat is uit. Die kat is uit die boom. Luister, Loriman, hoekom? Ek meen dis so lekker liedjie. Ek as 'n ou nou vat van 'n tattoo na 'n Frikkie en 'n dit en 'n dat. Loriman, hier kom jy met so lekker bevredigende sielssang. Ja, jy weet, elke klein seentjie, hy wil 'n polisieman wees, of wil 'n treindrywer wees. Hierdie is nou die oogpunt van daai seentjie wat die lorry drywer wou gewees. Jy weet, toe klein was die lorries met die lang neus en daai groot trokke, en die oom het altyd so sterk gelyk wat hom ry. En maar as jy nou groter word, dan kom jy agter, maar hy ou is nooit by die huis nie, weet. Hy mis sy mense. Is dit ook maar hoe jy aanklank gevind het om die liedjie te kan skryf? Want ek meen as kunstenaar was jy ook ver van die huis af altyd baie op die pad. Ja, Pieter, jy sal weet, ja, nee, dit is nou niks daarmee te doen nie, ja, maar meen elke werk het maar sy nadele, jy weet. Hoe gaan dit vir jou in die musiek? Ek meen, obviously het jy nou weer teruggegaan op jou werk in die regs dinge en so aan, maar musiek sal altyd deel wees van 'n ou, nee, Anton. Ja, jy weet, dus, jy kan dit nie los nie, maar jy weet, sy liefde. Op die stadium 'n stokperdjie, so 'n semi-ernstige stokperdjie. Ja, ek is seker nou maar, jy weet, van die ouer gardes en so aan. So, iemand moet nou nog ou mens musiek maak. Ja, man, dis glad nie ou mens musiek nie. Dis net een van daai lekker liedjies. As 'n ou ook nou laat terugkom van 'n show, dan dink ek, gaan die Loriman nou lekker wees as ek hom moet aansit en hoor. Ja. Luister, nog 'n ander stokperdjie, is die golf. Hoe gaan dit met die golf? Man, al hoe beter, Pieter, gesukkel in die begin, ek slaan daarom nou die bal raak, weet. Maar ek sukkel, laat blykbaar 'n bal wat nie in die water gaan nie. Ek soek hom, ja. Ek soek ook daai bal. Ja, en dan is daar een wat nie in die rof ingaan nie. So, dis moeilike balle, maar ek sal hulle kry. Maar voordat ons nou daai balle uit die rof of uit die water uit moet speel, wanneer is hierdie liedjie van jou beskikbaar? Hy kom die 20ste uit, is oor 'n paar dae. Ja. Dan is hy nou op al daai platforms, né? Lekker Vrydag. Ja, Spotify. En al hy goeders, kyk net hierdie ou man sit hier so praat vir al die dinge wat hy ook al van gehoor het. Ja, maar al die terme, jy weet ja. So ons sien uit daarna om jou volgende CD saam met jou. Anton, baie dankie vir die vinnige inloop. Ons plate maak. En ons kan plate ook maak. Ja. Plate en kassette, die plate en kassette is eerskomende Vrydag beskikbaar. Loriman van Anton Meyburg, dankie my ou vriend en blessings vir jou. Dankie Pieter, dankie. Ons wag nog steeds vir 'n tattoo weergawe 2. Ja. Dis dan al vir vandag, maar ons is môreoggend weer terug met 'n lekker verrassing vir jou. So sorg dat jy saam met ons kuier vroegoggend op Goeiemôre Good Morning 6:00 klokslag. Lekker dag. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical,
With an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark.